Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Gister in die verkeer ry ek agter 'n kar. Sjoe, die kar is skoon, silwerskoon. Ek bekyk die kar wat so blink tot die wiele is gepolish en die kar is regtig uitermate baie mooi skoon. Maar dis nie al nie. Hier agter op die bumper, as ek dit so in Engels mag sê, is 'n paar stiekertjies geplak van die Here is goed en ons loof die Here en daar's 'n paar mooi tekste wat my laat dink dat die persone wat hierdie kar ry is verseker Christene. Hulle het selfs 'n ou visietjie wat hier in die hoek van die kar geplak is en 'n kruisietjie wat ek sien wat daar geplak is. Van agteraf, van die kant af, lyk hierdie kar mooi, skoon, vol Bybelversies en voorbeelde van hoe hulle die Here aanbid. Maar toe ons by die roebord kom, gebeur iets heeltemal anderste. My venster is oop en so ook die kar wat voor my gery het. Die kar beweeg langs my in en binne in hierdie kar is 'n geveg aan tussen die man en die vrou. Hulle skel mekaar. Daar was lelike woorde, vloek en hulle het op mekaar geskree. Daar's niks fout met seker met 'n bekleierery nie. Maar dis hoe dit gedoen word en toe die kar so wegtrek toe gee die man nogal so 'n bietjie 'n spin in nie. En dis net stof en sand wat in die lug beweeg en ek kry so 'n halwe glimlag op my gesig. Ja, van buite af het hierdie kar gelyk perfek, mooi, maar binne in die kar was 'n hele ander storie. En hoor gou my hart, ek veroordeel nie en ek oordeel nie, ek vertel vir jou 'n storieetjie van wat ek gister gesien het. Matteus 23:25 sê ellende vir julle, skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar van binne is hulle vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan wees. Net soos hierdie kar van buite af silwerskoon was, mooi met die mooiste stiekertjies en voorbeelde, is hy mooi skoon, maar binne was daar moeilikheid. Binne was daar, soos wat die Bybel dit sê, hebsig. Daar was geveinsdheid, daar was bekleierery, daar was moeilikheid. En hier kom Jesus en hy sê dat ons eers onsself van binne af moet skoonmaak, sodat ons van buite af skoon kan wees. Ja, baie kere wanneer ons die huis verlaat, het ons 'n mooi masker op. Die lippies is rooi, die mascara is aan. Ja, ons het 'n das aan en die baadjies oor ons skouers en ons lyk baie professioneel en baie heilig. Maar binne in ons speel dit 'n hele ander storie. 1 Samuel 16 vers 7 sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms of na die hoogte van sy gestalte nie, want ek het hom verwerp, want God sien nie soos die mens sien nie, want die mens sien aan wat voor die oë is, maar die Here sien wat in die hart is. Sjoe, dis groot, swaar woorde. Woorde wat my en jou vandag moet laat dink, hoe lyk ons in die binnekant? Ons leef in 'n tyd waar die buitekant baie belangrik is. Die buitekant moet perfek wees, die skoene moet skoon wees, die hemp moet gestryk wees, die das moet reg geknoop wees, die kar moet skoon wees. Ja, alles van buite af moet perfek wees. Maar ware reinheid en ware volmaaktheid kom nie van buite af nie. Jesus het dit tog gesê, dis nie dit wat jy eet wat jou onrein maak nie, maar dit wat by jou mond uitkom. Hebsig of sondes, of ja, jy weet waarvan ek praat, maak ons vuil aan die binnekant. En die Here Jesus sê, dis nie iets waarvan hy hou nie. Hy's nogal baie ernstig, hy sê, ellende wag vir hulle. Kan ek jou vanmôre vra, hoe lyk die binnekant van jou voor God? Is daar areas in jou lewe wat jy vandag moet skoonmaak en vandag sal moet uitsorteer, sodat jy nie net van buite af skoon is nie, maar ook van binne. Sjoe Here, so 'n bietjie harder woord vanmôre. U wil ons vra, hoe lyk ons binnekant? Here, praat met ons. Here, begin vanmôre by my en help my Here om skoon en rein voor my koning te kan staan. Amen.